Ag Here, heilig, heilig, heilig is U. Heilig, heilig, heilig. Here, dankie vir vandag, Here. Dankie vir U goedheid en U guns en dankie dat die son opgekom het oor ons in hierdie dag. Dankie vir U, Here. Here, ons kom in hierdie oggend en ons lê ons lewe opnuut voor U neer. Ons roep U naam aan. Ons verheerlik U in hierdie oggend. Dat U koninkryk kom, Here. Dat U wil geskied in hierdie oggend. Soos in die hemel, so ook hier by ons nou. U is God, U is koning en U heers. Jesus, Jesus, Jesus. My koning. My God. In Jesus naam. Heilig, waardig is U, o God. Here, U sê in die skrif dat U wandel onder die lofsange van die volk. Here, dankie dat U hier is vanoggend. Dankie vir U Gees vanoggend hier. My gebed is, Here, dat elkeen sal voel hoe U stil staan by hulle, Here, en hulle nou aanraak. Here, ons weet dat U alomteenwoordig is, Here. U is oral op dieselfde tyd. Daar's nêrens waarheen ons kan gaan wat U nie is nie. U is oral. U is alomteenwoordig. Mag U tasbare teenwoordigheid vir elkeen so 'n realiteit wees nou. Mag elkeen so oorweldig word, Here. Nou. Met die realiteit van 'n heilige, almagtige, soewereine, alwetende, alomteenwoordige God wat hemel en aarde geskep het. Die Allerhoogste, die skepper en besitter van hemel en aarde. Heilig, heilig, heilig is U. Koning van konings, Here van die leerskare. Jesus. Jesus. Amen. Julle kan vir my blaai na Eksodus toe. Dit is waar ons ons eerste teks gaan vind, Eksodus 13. So vanoggend, soos jy nou gehoor het, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Dit is nie 'n onbekende term. Ek dink ons almal het al eers gehoor, 'n liedjie gehoor, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar ek wil vir jou die volgende vraag vra is, hoe lyk jou dienswerk by die tempel? Want jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons weet dit, die Bybel sê dit vir ons. Hoe lyk jou dienswerk by die tempel in die Nuwe Testament? Nou hierdie is nie 'n preek om die diensspan by die kerk te groei nie. As jy wil, is meer as welkom, daar's altyd plek. Die diensspan kan altyd groei. Vanoggend was ons omtrent 'n skeleton crew. So asseblief, as die Here, as jy nou so gevoel in jou hart kry, kom na my toe. Dat ons kan praat oor die diensspan. Maar hoe lyk jou dienswerk? Hoe doen jy diens vandag in 'n tydperk waar dit nie soos in die Ou Testament, weet jy, die Lewiete die diens gedoen eers by die tabernakel en toe by die tempel wat hulle gebou het in Jerusalem. Maar hoe lyk jou diens vandag? Hoe rig jy jouself in om 'n goeie, die woorde wat by my opgekom het toe ek so 2 weke terug oor hierdie preek begin bid het, is Heer, 'n rentmeester van sy teenwoordigheid. Ek wil die volgende vir jou sê, is dat God is alomteenwoordig. Ons kan almal saamstem daarop, né? Daar is nie 'n plek waar hy nie is nie. Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n, ek vergelyk dit vanoggend vir die diensspan met 'n gordyn. Jy kan of die gordyn 'n bietjie ooptrek, of jy kan hom baie ooptrek. Waar jy jouself so tot 'n mate oorgee, dat hy homself in 'n groter hoeveelheid in jou en deur jou openbaar. Want hy's nie, die Heilige Gees gee homself nie in paemente, in 'n bietjie, hy gee vir 'n bietjie van jou, en jy het 60% van die Heilige Gees, hy's 'n persoon. Die Heilige Gees is in jou.
maar daar's 'n realiteit van waar hy 'n sigbare en 'n tasbare teenwoordigheid groter en groter aan jou openbaar. En dit is gekoppel aan jou rentmeesterskap en jou dienswerk by die tempel, die nuwe tempel wat jy is. So in Eksodus 13 vers 21 lees ons as volg. Nou is almal al daar behalwe ek. 13 vers 21. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags, die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. So toe God die volk destyds, en ek wil hê jy moet sien, daai vuur in die wolkkolom is nie net 'n freak of nature wat soos God het 'n vuur in 'n wolkkolom gesien, dit is hy self, dis hy wat homself openbaar, hy self wat in 'n sigbare beeld voor hulle uitgetrek het, hy, God self. So die vuur en die wolkkolom, en dit is belangrik om hierdie te verstaan, uit hulle gekyk en dit was God. God het voor hulle uitgetrek. En hulle het saam met hom getrek in die dag as deur die wolk of saam met die wolk en in die aande die vuurkolom, en hy het nie gewyk nie. Mooi is dit, hy het nie gewyk nie, hy was konstant by hulle gewees. Ek wil hê jy moet net soos dink vir 'n oomblik aan dit. Want daar's baie keer wat ons voel God lei ons en dan ons voel ons hy wyk. Voel ons hy's weg vir 'n oomblik. Ons sien hom nie, ons voel hom nie. Maar hy is konstant besig om ons te lei. Hy is daar of jy dit voel, weet, ervaar of nie. God wyk nie. Net soos wat hy nie by Israel gewyk het toe hulle daar uitgelei het nie, so wyk hy nie van jou af nie. Hy is konstant by jou in 'n groter mate as wat hy by hulle was. So nou stap hulle agter hierdie vuur en hierdie wolkkolom. En wanneer daai vuur en wolkkolom gaan stil staan het God vir hulle baie spesifieke opdrag gegee hoe hulle 'n tent, 'n tabernakel moes bou. En hierdie tabernakel was hulle tydelike tempel of soos hulle waar die leviete dan nou diens gedoen het, waar hulle sou gekom het om hulle offers te bring, waar een keer 'n jaar sou die priester in die allerheiligste ingegaan het, waar hulle versoening gedoen het, versoeningsdag vir die volk se sonde. So hierdie tempel was die plek waar God se teenwoordigheid dan nou gerus het in hierdie tabernakel. Nie in die mense nie, in die tabernakel. En hulle moes dit presies bou soos wat God vir hulle gesê het. God het nie net gesê bou vir my 'n tempel nie. En hulle bou vir my 'n tent en hulle sê okay, ons dink hierdie gaan werk nie. Hy het gesê hierso is die afmetings. Want daai afmetings stem ooreen met die hemel, dis die hemelse afmetings. Hoekom sê ek dit vir jou? Want die afmetings van daai tent het spesifieke afmetings gehad. Ek wil vir jou sê, seun en dogter van God, ons tente, want dit is eintlik maar 'n tent, ons staan op eendag op, het ook spesifieke afmetings. Sekere manier hoe ons moet inrig en gedra, net soos die tabernakel. Net omdat ons onder die, ek wil amper sê, na die kruis is, genade en die gees van God wat in ons is nie meer onder die wet nie, beteken nie ons is free to be nie. Ek dink wie van julle het al Passion of the Christ gekyk? Daai fliek. Jim Caviezel, ek luister een keer 'n getuienis van hom. Toe sê hy dat ons is nie vrygekoop om te doen wat ons wil nie. Ons is vrygekoop om te doen wat ons moet doen. En dit was vir my so mooi geweest. Is Jesus het jou vrygekoop. Hy het jou versoen, hy het jou vergewe, hy het jou losgekoop. Nie sodat ons kan doen wat ons wil nie, maar wat ons moet doen. En net soos en Larissa sê, jy preek baie die Ou Testament uit, maar daar is my soveel waarde in die Ou Testament. Daar is so 'n vrees van die Here in die Ou Testament, wat vir my, wat ons moet oortrek, wat ons moet sien in die Nuwe Testament. Wat ons moet sien is hoe heilig hy is. Daar is my so 'n heilige karakter van God, wat in die Ou Testament so na vore kom, en sy kragtadige werke wat so na vore kom in die Ou Testament. Want ek dink ons baie keer in die Nuwe Testament nie besef nie. Ons besef nie altyd met wat se God ons te doen het nie, met wie ons altyd te doen het, wie ons aanbid nie.
Want hy is dieselfde toe en vandag nog, dieselfde vereistes wat hy daar gehad het, het hy nog steeds vandag, net op 'n ander manier, onder 'n nuwe verbond. Maak dit vir jou sin? Hoe lekker is dit dat die voeltjies nie raas nou nie, hè? Dis so crazy. Kom ons sit net in die stilte vir 'n oomblik. So, die tabernakel was absoluut 'n plek waar die gees van God gerus het. En nie almal kon daar ingegaan het nie. Slegs die leviete kon daar ingegaan het. Slegs hulle het die voorreg gehad. Hoekom die leviete? Want hulle was uitgekies as God se dienaars, omdat hulle het nie saam met die volk gestem met die goue kalf nie. Toe Moses vra, wie is julle die goue kalf vir God? Toe sê hulle, ons is vir God. En God kies hulle om lewenslang dienswerk te doen dan nou vir hom. So hulle het die voorreg gehad om dienswerk in die tempel te doen. Hulle het die voorreg gehad om in die tempel te werk. Hulle het die voorreg gehad om rondom die tempel, hulle het rondom die tempel kamp opgeslaan. Hulle het die tent opgeslaan en afgeslaan. Hulle het die voorreg gehad om die naaste te kamp aan die plek waar God se teenwoordigheid was. En jy het ook daai voorreg. Moenie ver kamp opslaan van hom af nie. Slaan kamp op by hom. Wees konstant besig om hom te soek. God is nie ver nie. Al wanneer hy ver voel, is wanneer ons nie kamp opslaan waar ons moet opslaan nie. Eksodus 40 vers 34 lees ons as volg. Eksodus 40 vers 34. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. En as die wolk van die tabernakel af opgetrek het, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hul togte. Maar as die wolk nie opgetrek het nie, dan vertrek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele Israel, huis van Israel, op al hulle togte. Hierdie was my so vanoggend toe ek dit nou weer lees, is Jesus sê, hulle wat my wil volg, moet hulle lewe neerlê, hulle kruis optel en hom volg. En dis my so mooi want as jy daai hele storie gaan lees van Moses, hulle op 'n stuk sê is God kwaad vir hulle, want hulle het aangejaag en hy sê julle kan maar alleen in die beloofde land ingaan, ek sal 'n engel saam met julle stuur. En Moses is, nee Here, as u nie saam met ons gaan nie, dan bly ons net hier. En dit was vir my so 'n mooi realiteit van, is die beloftes, is dit dit wat ons wil hê in hierdie lewe, wat jy al hoe lank verwag, as dit voor jou deur staan, sal jy aan hierdie kant wag as die Here nie saam met jou daarin gaan nie. As die Here besluit om hierdie kant te bly, sal jy eerder tent opslaan waar hy is, of sal ons gaan vir dit? Want om hom te volg is nie altyd maklik nie. Om hom te volg is nie altyd die lekker pad nie, maar dit is die moeite werd pad. Dit kan ek jou sê. Ek het gesels nou weer met Larissa, nou in hierdie week, die laaste 2 weke. Ons praat baie. Ons is al 7 jaar getroud, okay? Ons was Vrydag 7 jaar getroud. En wat doen ons op ons huweliksherdenking? Al hierdie stoele gewas. Hy was nog hier gewees, hy het gesien. Wilmer het ons kom help Vrydag. Ons het hierdie plek dis wat ons huweliksherdenking gedoen het. Ons het ek prys die Here vir 'n godvreesende vrou. En daai stuk hierdie laaste ruk is dit 'n vers wat konstant voor my is. Is die disipel of die ou wat 'n disipel kon wees. En hy kom na Jesus toe en hy sê ek wil U volg. En Jesus sê vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. En hoekom tref dit my so? Hoekom is dit so 'n big deal? Want Jesus, die seun van God, het gekom op 'n opdrag. Hy het niks gedoen wat hy nie die Vader sien doen het nie. En hy het nie in weelde geloop nie. Hy het nie in 'n dierpaleis gebly nie. Hy het nie eers 'n plek gehad om altyd sy kop neer te lê nie, maar hy was gefokus op daar waar sy Vader lê. Dit is soos in die Ou Testament. Hulle het gekyk vir die wolkkolom en hulle het gegaan waar die wolkkolom is. En ek wil vir jou sê vandag is dieselfde. Is wees gelei deur sy Gees. Daar waar hy beweeg,
beweeg saam. As jy nie sy vrede ervaar op iets nie, kry gelowiges saam met jou, bid oor 'n saak, maar trek daar waar hy trek. Want daar waar hy is daar 'n seën. En dit lyk dalk nie altyd soos wat jy dink dit gaan nie. Maar dit gaan goed wees, dit kan ek jou beloof. Johannes 4 vers 21 tot 24. So nou gaan ons in die Nuwe Testament, want hier wil ek vir die oorgang verduidelik. So in die Ou Testament het God se gees net op sekere mense op sekere tye gekom. Dit was nie iets, jy's nie mense wat gedoop in die Heilige Gees nie, jy het nie die gees van God inwonend gehad nie. Dit is nie hoe dit gewerk het in die ou verbond nie. Maar daar was altyd hierdie profetiese woord dat in die laaste dae gaan ek my gees uitstort oor alle vlees. Maar daar's 'n oorgang na dit toe. In Johannes 4 lees ons as volg. Vers 21. Jesus sê vir haar: "Vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid." Daar kom 'n uur dat ons hom nie in 'n tempel of 'n tabernakel soos in die Ou Testament gaan aanbid nie, maar in gees en waarheid. Dus ek vir jou moet vra, hoe aanbid jy God in gees en waarheid? Hoe sal dit lyk? Want dit is belangrik dat ons hierdie vraag kan antwoord. Dit is belangrik dat een en elkeen van ons die vraag kan antwoord. Hoe aanbid jy God in gees en waarheid? Want as ons nie weet hoe om dit te doen nie, hoe aanbid ons hom? Maak dit vir jou sin? So hoe aanbid jy God in gees en waarheid? So kom ons begin, die waarheid wil ek amper sê is die maklike een. Die waarheid is die een, jy lees sy Bybel. Jy lees sy woord, jy bestudeer, jy lees dit nie net nie, jy bestudeer dit. Jy eet dit. Dit raak dit, jy verteer dit in die sin van dit raak soos kos. Kos gee 'n nutrients vir jou liggaam. Dis omdat jy is wat jy eet. Nou moet ek nou 4 bar one cupcakes wees vanoggend. Want gisteraand toe ek 12 uur wakker raak, ek was gaan sit hom in die bed en toe word ek wakker. Ek was hom in die bed gesit het, dus sit hy my meer in die bed. En dis ek honger. Maar dit is hierdie woord van God moet eet, jy moet dit verteer, moet deel word van jou. En nie net moet jy dit lees en leer en ken hier nie, dan moet dit deel raak van jou wandel. Jy moet dan begin lewe daarvolgens, want ek wil vir jou sê dat ons ongelowiges wat die Bybel beter ken as Christene. Ateëste. Net om die Bybel te ken beteken nie veel nie. Maar hoe aanbid jy hom in daai waarheid? Jy lewe daarvolgens. Here, hier is die afmetings wat U gegee het vir my tempel, hoe hy moet lyk, hoe ek moet lewe, hoe ek myself moet inrig. En ek sal daarvolgens lewe. Gees. Hoe aanbid jy God in gees? In Johannes 3 lees ons van Nikodemus wat na Jesus toe kom. En Jesus sê vir hom, niemand kan die koninkryk van God binnegaan as hulle nie weergebore word nie. Wedergeboorte is 'n moed. Jesus sê dit. Want dit wat uit vlees uitgebore is vlees. Maar dit wat uit gees uitgebore is gees. So wedergeboorte is 'n moed. Is om Jesus aan te neem. En ek wil vir jou sê, ek is vasoortuig, die ou wat aan die kruis langs Jesus gehang het, wat Jesus gesê het, ek sien jou in die paradys. As hy het voldoen aan Romeine 10 vers 9, wat sê hulle wat bely met hulle mond, dat Jesus die Seun van God is en glo in hulle hart, dat God hom opgewek het. Ek glo, maar ek kon nog nie glo dat hy hom opgewek het nie, want hy is saam met hom boontoe. Maar wat het hy gedoen aan die kruis? Hy hang daar en hy sê, hierdie ou wat hier hang is onskuldig. Wat verklaar hy deur dit te sê? Hy is wie hy sê hy is. Want Jesus het daar gehang op watse aanklag? Dat hy gesê het hy is die koning van die Jode. Dat hy gesê het hy is God. Dis hoekom hy daar gehang het. En hy sê, hierdie ou wat hier hang is onskuldig. So hy is wie hy sê hy is. Die twee van ons hang hier, want ons moet nie hang. As 'n
'n skulderkenning. Ek is 'n sondaar. Ek het 'n redder nodig. Hy wat hier hang, is die seun van God. Hy is werklik hy. Wedergeboorte. En dit is wat die doop ook uitbeeld. Is daai wedergeboorte. Dit is nie meer ek wat lewe nie, jy gaan onder die water en jy kom weer uit die water as 'n nuwe skepsel. Jy's weergebore, nie uit vlees nie, maar uit gees. So om God in gees te aanbid is om wedergeboorte te word. Amen. Maak dit vir jou sin? Amen. En God is gees. Jy moet ja. Amen. Esegiel 36 vers 26 tot 27 wil ek ook vir jou lees. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Hier's 'n profetiese woord van wat eendag gaan gebeur, dat hy sy gees oor alle vlees sal sit. Hy gaan die hart van klip uithaal en hy gaan 'n nuwe hart insit, 'n rein hart insit en hy gaan sy gees insit. Hoekom 'n hart van klip? Omdat ons hardkoppig is en harde harte het. Waarop is die wet geskryf in die Ou Testament? Klippe. Maar nou gee vir ons 'n nuwe hart. Nou is die wet nie meer iets wat ekstern is, op klippe geskryf en wat net sonde uitwys nie. Maar die wet is nou op jou hart geskryf. En dit is die wet op jou hart geskryf nie, maar sy gees is in jou. Amen. Maak dit vir jou sin? So hier is 'n belofte, ek sal my gees in jou sit. En is daai selfde gees wat ons in Romeine 8 van lees, wat saam met joune getuig van wat? Kunskap van God. Hoe mooi is dit? Dat die gees van God in jou is en die gees van God getuig van jou as 'n kind van God. Van aanneming. Jy's almal van julle wat Jesus aangeneem het. Jy's 'n adopted child. Ons word nie gebore in die familie van Christus nie. Niemand word gebore deel van sy familie nie. Jy word familie wanneer jy weergebore word, dan is daar 'n plek van aanneming. En dis hoekom aanneming vir my so mooi is wanneer mense dit doen, want dis wat ons almal eintlik is. Ons almal is aanneemkinders. Handelinge 2 vers 3 tot 4. So daar is die oorgang. So ons sien hoe dit gelyk het in die Ou Testament. Ons sien van die belofte van die Nuwe Testament. En dan sien ons dat dit gebeur in die Nuwe Testament in Handelinge 2 op die dag van Pentekoste. Handelinge 2. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hul self verdeel het op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het gespreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So hoekom hierdie tonge van vuur? Hoekom kies die Here tonge van vuur om te verskyn bo hulle wat in die bokamer was? In die Ou Testament. Hulle het 'n vuurkolom gesien wat voor hulle uitgegaan het. En vir wat was dit vir hulle? Omdat dit is Jode. Hy het eers gekom vir die Jode en toe vir ons. Hy kom eers weer vir die Jode op die dag van Pentekoste, want hulle was almal in Jerusalem as gevolg van Pentekoste. En dan kom 'n tonge van vuur oor hulle koppe. So vir hulle is dit herinner dat hulle aan die teenwoordigheid van God. Daai selfde teenwoordigheid wat die tempel gevul het, wat gehang het oor die tabernakel, hang nou oor hulle en daai selfde teenwoordigheid wat daai tempel gevul het, vul ook nou vir hulle. Wat 'n massiewe big deal is as jy dink dat net die Lewiete mag naby aan die tempel gekom het. Ek wil vir jou sê as jy nie deel van die Lewiete was nie en jy het geraak aan daai gordyn van daai heining, jy dood neergeslaan. As gevolg van die heiligheid van God. Hoekom sê ek dit vir jou? Wil jy moet besef die voorreg wat ek en jy het. Dat die almagtige heilige God wat 'n klein groepie mense kon naby aangekom het en nie eers 100% naby nie, maar net naby
En as hulle dit verkeerd gedoen het, is hulle dood neergeslaan. Kan ek en jy met vrymoedigheid na hom toe gaan? Het ek en jy die voorreg dat hy sy woning in ons maak? Hoe amazing is dit? Dus dink net vir 'n oomblik dat en dit klink dalk nou soos 'n kinderpreek, maar ek dink ons vergeet dit partykeer. Is partykeer dalk moet ons op partykeer in die sterre gaan sit en net onsself herinner van hoe groot en almagtig God is. En ek dink ons probleme en ons bekommernisse en ons stres oorweldig ons partykeer. En môre moet dit gebeur en volgende week moet dit gebeur en dan moet dit gebeur en dit gebeur en dit raak die groot goed in ons lewe. En ons vergeet partykeer dat die heelal, die skepping is onderdanig, is geskep deur 'n almagtige God en hy kies om sy woning in ons te maak. En dit begin met Pentekoste. En die vuur, die van tonge was maar 'n sigbare uitbeelding van die profetiese woord wat nou in wording kom. En daarna sien ons hoe dit oor Jode en oor heidene kom. Ek en jy is soos heidene. Prys die Here, hy het ook vir ons gekom. En hy kies om sy woning in ons te maak. Hoe amazing is dit? En ons, weet jy wat die lekker ding is? Ek en jy hoef nie te vrees soos wat hulle gevrees het om enige oomblik dood neergeslaan te word. As jy dit nie 100% reg kry nie. Maar dit beteken nie dat ek en jy vir die paas te doen wat ons wil nie. Maak dit vir jou sin? Ons moet die heiligheid van God verstaan. En daar 'n sekere manier is wat hy van ons verwag om te lewe. Maar prys die Here vir genade, sodat jy kan groei in hierdie. Want sonder heiligmaking kan ons nie in die hemel ingaan nie. Dis wat die woord vir ons sê. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 lees as volg. Julle kan so lank soontoe blaai. Wil ek gou vinnig hierdie storie vertel? Ek dink nou daaraan terwyl ek hier staan. Weet al daai storie, onthou die storie waar hulle die ark gaan haal, nie die grootte nie, okay? Die ene wat voor hulle uitgetrek het, wat in die Jordaan gestaan het en die water het opgedroog, wat in die allerheiligste was. Wie onthou die storie waar daai ark val, die man keer dit en hy slaan dood neer? Julle al daai storie gehoor, al gelees? En dan dink jy by jouself, jy's maar, hy het 'n goeie ding gedoen, het hy nie? Ek meen, dit is die ark van God, wat hy wil keer, dat dit nie beskadig word nie. Hy wil dit vang, dis 'n goeie ding wat hy wil doen. Maar as jy mooi gaan kyk in die wet het vereis dat daai ark mag nooit op 'n ossewal gewees het nie. Hy moes altyd gedra word op die skouers van die leviete. Altyd. Want wat gebeur as ons 4 ouens is wat iets dra en 1 ou struikel? Tot 3 ouens wat hom ophou. Maar wat doen hulle daai dag? Hulle kies om dit nie te dra soos wat die wet van hulle verwag nie. Afmetings. Hulle sit op 'n wa. Die wa struikel en hy wil van die wa afval. En hy probeer hom keer en hy word dood neergeslaan. Was hy fout gewees om hom te keer en dan hom te vat? Nee. Wat was hulle fout gewees? Hulle was nie gehoorsaam aan hoe God gesê het hulle die ark van God moes dra nie. En dis ook wat ek vir jou sê is, besef die heiligheid van God. En daar's 'n spesifieke rede hoekom hy goed sê en van ons verwag. Want jy moet hierdie verstaan, hè. Is God sit vir ons reëls in plek, sy wette in plek, want hy wil hê jy moet anders lyk as die wêreld. Hy wil hê jy moet anders lyk. Soos jy gaan nooit op 'n plek kom waar jy die Bybel kan buig en druk en draai op 'n plek waar jy kan lyk en lewe nog soos die wêreld nie. As jy dwars deur die woord gaan kyk, is dit altyd hy wil 'n volk vir homself hê wat lyk soos hy, wat hom verheerlik, wat anders lyk. Jy moet anders lyk as die wêreld. As jy begin dieselfde lyk, as ons begin, kom ek sluit myself in, as ons begin anders lyk, of dieselfde lyk as die wêreld, dan kan dit doen ons iets verkeerd. As mense nie meer ons optrede as vreemd en, weet al daai ding gehoor, as iemand sê, man, moenie so heilig wees nie. Né? Ek dink ons het almal dit eers gehoor. Wil jy asseblief 'n bietjie heilig wees? Wees heilig. Hoekom? Want hy sê in sy woord, ek raak amper so daai vurige pastoor.
Want hy sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. Dis hoekom jy moet heilig wees. Wees heilig, want ek is heilig. Ons moet heilig wees. Iemand sê een keer, ref hy karretjie mooi, woem. Iemand sê een keer, ek kan nie te veel details gee nie, maar hulle vind toe uit, ek het nog eens begin studeer, om vir teologie bestuur, ek het nog eens gedink aan om in bediening in te gaan nie. Maar ek was 'n maand tot bekering, so ek was soos regtig soos aan die brand vir die Here. Ek was oral by die kerk, altyd konstant vir iemand wat nie daar gewerk het nie. En toe kom kuier mense daar in by ons huis een keer en hulle hoor toe nou, okay, maar Hendriko is nou op hierdie soektog en hy is aan die brand vir die Here en hy's nou gelowig. En hy sê maar solank jy net nie te gelowig is nie. Ek dink myself, wat beteken dit? Wat beteken dit om vir iemand te sê moenie te gelowig wees nie? Wat, so jy moet een voet in die kerk en een voet in die wêreld? Wat sê Jesus? Hy wat sy hand op die ploeg slaan en terugkyk is die koninkryk van God nie werd nie. Dink mooi daaraan. Hy wat sy hand op die ploeg sit, wat sê Here, ek is vir U, maar omkyk, is nie die koninkryk van God werd nie. Ons moet anders lyk. En hoe lyk ons anders? Deur te lyk. So daar's nie 'n Bybel hier voor nie. Ek wys nou heeltyd so na my preeksel toe om te lyk soos die woord van God. En hoe kan ons lyk soos die woord van God as ons dit nie ken nie? Jou tempel is veronderstel om soos iets te lyk. Is veronderstel om anders te lyk. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? As jy daai besig is met daai wat jy nie moet doen nie, begin bewus raak van die feit dat die Here in jou is. Begin bewus raak van die vrees van die Here en wat dit jou kan kos as jy aangaan met hierdie paadjie. Ek is redelik oortuig daarvan. Ons sukkel om ontslae te raak van sekere gewoontes of sekere manier van lewe. En ek praat eers van net van onwetende sonde nie. Ek praat van ek wou sê rebellie. Jy weet jy is besig om 'n verkeerde ding te doen. Ek dink daar's 'n lack, daar's 'n tekort aan die vrees van die Here. En te besef wat hoe heilig hy is. En te besef hoe ernstig hy dit neem dat ons volgens sy woord lewe. Vers 19 het ek begin lees. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Jou liggaam is daar om God te verheerlik mee. Amen. Julle nog okay? Wees heilig. Wees heilig. Besef die gewig van, en dis ook in die Ou Testament, ek hamer nou baie daarop, maar gaan lees die Ou Testament. Gaan lees die Ou Testament. God is dieselfde God. Ek dink op 'n tydjie, ek het groot geword in my kop en hierdie prentjie vir myself geskep. God, die Vader is een van die Ou Testament, die kwaai ene wat soos oorloë en al die dood en wis uitgedoen het en Jesus is die sagter een. Ja, hy sê die een wat met meer smile, meer approachable. En in die Heilige Gees is die een in my. Dis die Gees, hy gee my vrede en vreugde. Ek wil sê dit is presies dieselfde. Dit is presies dieselfde. Het Jesus nie die tempel gaan skoonmaak nie? Hoekom gaan maak hy die tempel skoon? Want hulle het nie gedoen en gelyk soos wat hulle moes lyk nie. Hulle vrug het gestink. Hulle het al die regte goedjies gesê en gedoen, maar hulle vrug het hulle weggegee. Numeri 1 vers 49 tot 45. Net die stam van Levi moet jy nie tel nie, en hulle volle getal onder die kinders van Israel nie opneem nie. Maar stel jy die Lewiete aan oor die tabernakel van die getuienis en oor al sy gereedskap en oor alles wat daarby behoort. Julle moet die tabernakel dra en alles wat daarby behoort, en julle moet dit bedien en rondom die tabernakel
laar opslaan. Net soos hulle die tabernakel moes dien, moet jy vandag die tempel dien, jou tempel dien. En partykeer is dit om die tempel van God te dien is nie net kyk na jouself nie. Dit is ook om na ander te kyk om jou. Maak dit vir jou sin? Deel van jou tent wat kan skuif is ook om na ander te kyk. En jy is die leviete van vandag. Jy is die een wat die voorreg het om by God tent op te staan. Jy is veronderstel om te kyk en jou tempel te dien. Hoe lyk jou dienswerk by die tempel? En soos ek sê, ek praat nie eers van die kerk nou nie. Dus ek praat van hoe lyk jou dienswerk by die tempel? Is jy besig om jou tempel in te rig dat dit anders lyk as die wêreld? Staan dit uit? Is dit 'n lig op 'n berg, soos 'n stad op 'n berg, of is dit onder 'n lig onder 'n maatemmer? Is dit sout of is dit laf? Hoe lyk jou tempel? 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 9 wil ek vir julle lees. Maar ek gaan dit vir julle in die nuwe lewende vertaling lees. Dit was my so mooi vanoggend. Ten slotte broers en susters, vra ons julle en spoor ons julle aan om as deel van julle verhouding met Here Jesus julle leefstyl in te rig volgens die voorskrifte wat julle van ons ontvang het oor hoe julle moet lewe om God gelukkig te maak of te behaag. Julle doen dit ook, maar lê julle nog meer daarop toe. Sien jy dat hy komplimenteer hulle soos ja, wel dan julle doen goed, maar doen dit nog meer. Ons moet nooit op 'n plek kom ons voel soos okay, ons kan nou settle, we have arrived, ons is nou okay nie. Lê nog neer. Here, waar is ek nog besig om te weerhou van U? Waar gee ek nog nie oor aan U nie? Waar lyk my lewe nog soos die wêreld se? Julle onthou mos nog die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle gegee het. Dis God se wil dat julle aan hom toegewy moet lewe. Wie wil volgens die wil van God lewe? En nou moet julle almal hulle hande opsteek. Wy jou lewe toe tot God. En hoe doen jy dit? Jy lewe volgens sy woord. Elkeen van julle moet weet hoe om op te tree. Wanneer jy 'n vrou soek, tree op soos mense wat aan God behoort en wat sy eer soek. Moenie uit seksuele drange 'n vrou soek soos 'n ongelowige wat God nie ken nie. Niemand moet in hierdie opsig sy medegelowige benadeel of misbruik nie, want die Here wreek al sulke dinge. Nuwe Testament, want die Here wreek al sulke dinge. So het hy ons ook vroeër vir julle gesê en julle ernstig gewaarsku. God het ons mos nie geroep tot 'n onrein lewe nie. Hy het ons geroep om onsself al hoe meer aan hom toe te wy. Iemand wat hierdie voorskrifte verwerp dis nie die mens nie, maar God wat sy Heilige Gees aan julle gee. As jy sê ja, maar dis Ou Testament of maar dis die Bybel is oud man. Kom ons sê dis beter, dis 'n beter stelling. Die Bybel is uit die mode uit. As jy die woord van God verwerp jy nie die Bybel nie. Jy verwerp God homself. Jy sê vir hom nee. Jy druk jou vinger in sy gesig en jy sê vir hom ek is God, jy sal nie vir my sê nie. Ek besluit wat reg en verkeerd is. Onthou daai preek wat ons 'n rukkie terug gedoen het, van God vir jouself wees soos Adam en Eva, kennis van goed en kwaad, ons sal besluit wat reg en verkeerd is. Dis wat gebeur wanneer ons sê Here, nie u woord nie, maar my woord. Ek sal besluit. Ek hoef nie vir julle te skryf oor die liefde wat ons vir mekaar moet hê nie, want julle is deur God self geleer om mekaar lief te hê. So ek gaan net daar's 4 goed en ek gaan die tekste vir julle sê en waar julle kan gaan lees daaroor. Maar die 4 goed hoe jy 'n nuwe rentmeester kan wees. Dis punt 1 heiligmaking soos jy nou gelees het in 1 Tessalonisense 4. Heiligmaking. In Romeine 12 vers 1 praat van hoe ons onsself as 'n lewende offer moet gee aan God. Dis nie meer jy wat lewe nie, maar sy Gees wat in jou is. Dis nou God wat deur jou leef. 2 Korintiërs 7 wat praat van reiniging. Ons moet konstant voor God kom en sê Here, kom reinig my deur die woord. Kom reinig my deur die woord.
waar lewe ek nog nie volgens u woord nie? En dan die vierde een is 1 Korintiërs 9, is om te kastei of dan nou dissiplineer. Dissiplineer jou liggaam. Hê goeie selfdissipline. Weet al Spreuke gelees en dan dink jy, "Jesus, ek is die fool." Hæ? Die Spreuke is nogal baie goed wat as ek baie keer al lees, ek sê, "O, Jesus, Here, help my." Hierso sien ek die plekke wat ek nog lekker kort kom. Ek is nie so perfek soos wat ek gedink het nie. Een van daai tekste wat ek onthou met die hartse getref het so 'n paar jaar terug is wat sê, "A fool lacks self-discipline." Selfdissipline. Hoe weet jy dat jy nie selfdissipline het nie? As jy net doen wat vir jou lekker is in die oomblik. En jy nie doen wat reg is in 'n oomblik nie. Soos byvoorbeeld, kom ons maak dit klein en nie eens net sonde nie. Jy weet jy moet tyd spandeer in sy woord. Jy is te moeg. En jy sê nie vir jou liggaam, kom in die bed uit. Ek gaan hierdie nou doen nie. Ek sal baie keer as ek sukkel om op te staan. Jy weet daar wat jy gaan sit, jy maak koffie en jy voel net jy kom nie aan die gang en jy lees en dan jou oë val so toe. Val as jy vroeg die oggend probeer doen voor werk. Weet jy wat sal ek dan doen? My gordyn is partykeer oop, partykeer toe. So ek weet nie altyd hoe dit van buite af lyk nie. Maar dan sit ek worship aan. Ja, en hoe dit ook al mag lyk, ek weet nie. Maar mense vra wat bystap. Dan worship ek. En ek gebruik my liggaam en ek wend my liggaam toe daartoe om hom te aanbid. Want ewe skielik sit ek hier net op die bank en ek probeer in 'n by kom nie. Ek probeer nie in 'n mood kom nie. Ek probeer nie lus raak om Bybel te lees of om te aanbid nie. Ek wend my liggaam daartoe is jy sal nou God aanbid. Jy sal nou opstaan, beweeg en jouself wend teenoor hom. Jy sal jouself voor hom neergooi en hom aanbid. Jy sal nou opstaan. Kastei jou liggaam, dissiplineer jou liggaam. Nou ek sê 6 praktiese punte hierso. Hoe kan jy 'n goeie leviet wees vandag? Punt 1, slaan jou tent op. Slaan jou tent op. Hoe slaan jy jou tent op? Aanbidding. Aanbidding is nie net vir in die kerk nie, dis vir die huis ook. Aanbid die Here by jou huis. Dit is waar jy 'n groot deel van jou tyd spandeer ook, by werk en by die huis. Is slaan jou tent op, aanbid hom, slaan kamp op by hom, soek sy teenwoordigheid by die huis, soek hom by die huis. Nie net wanneer ons hom nodig het nie. Dan die tweede een is, gaan jou heining na. Gaan jou heining na. Wat beteken dit? Is waar is daar skade in jou heining wat jy self aangerig het, baie keer. Wat jy goed laat toelaat in jou tent, in jou lewe, wat jou weghou van God af. Gaan jou heining na. So jy aanbid, en dan in daai plek van aanbidding sal ek die Here vra, Here, waar het ek onwetend? Waar is daar skade aan my tent? Waar het ek begin mis? Waar het ek begin drif? Bring my terug, Here. Bring my terug. Afgode. Is daar afgode in jou tempel? Is daar afgode in jou tent? En afgode in ons westerse wêreld is nie beeldjies soos wat dit in die ooste is nie. Afgode by ons dit kan sport wees, dit kan jou werk wees, dit kan baie goed wees. Dis enige iets wat jy voor God sit. Enige iets wat jy sê, hierdie is my belangriker as God. Ek wil vir jou sê, weet jy wat nogal 'n goeie weggee of iets 'n God in jou lewe geraak het? Is hoe dit jou gemoedstoestand beïnvloed. As jy Springbokke swak speel en jy's vir 'n hele week omgekrap en is alwaar jy kan praat, dan wil ek vir jou sê, moet jy versigtig wees. Want dan het 'n plek van invloed in jou lewe wat dit nie het nie. Is dit lekker om rugby te kyk? Ja, natuurlik. Vir my was dit kom ons sê maar Formule 1. Jesus, hoorie, as my ouers slegte resies gehad het op 'n Sondag, het my omgekrap hoor. En as ek en dit bepaal sommer alles. Dis alwaar ek kon praat. Dis al wat ek het gelewe vir elke motorresies naweek. Dit was my die belangrikste ding onder die son. En dit klink so onskuldig, maar dit is 'n sport, Hendrico. Nee, dit het my besig gehou. Onskuldig besig gehou. Dit het my beïnvloed op 'n manier wat die Here veronderstel is om my te beïnvloed. Die Here moet my vrede wees. Die Here moet my vervulling wees. As ander goed ons begin vervul en ons kan nie daarsonder lewe nie. Jy wil jou begin vra, het ek 'n afgod in my lewe? Is daar iets wat ek moet neerlê? Want hier is die ding, God is 'n jaloerse God. Hy deel nie. Hy deel nie. Weet jy wie kan nog 'n afgod wees in jou lewe? Jouself. Jouself kan ook 'n afgod wees. Was jouself in die woord? Hoe was jy jouself in die woord? En Jesus sê in
Johannes 15, julle is reeds skoon as gevolg van my woord oor julle. So hoe was jy jouself van die woord? Spandeer tyd in die Bybel. Spandeer tyd in die Bybel. Laat toe dat die Bybel oor jou vloei, dat dit jou die vuil van jou af was, dat jou gewete en jou geheue en alles skoon was. Bestudeer die Bybel. Dan die tweede ding wat ons ook in die tent gesien, of nog 'n ding wat ons in die tent gesien het, ons langer by 2 en ons al by 5. Nog 'n ding wat ons in die tempel sien is die wierookaltaar. Die wierook. Hoe lyk jou gebedslewe? Ons het aanbidding, ons het woord. Ons het maar hoe lyk jou gebedslewe? Want die wierook, sien ons in die Openbaring ook hoe die wierook voor die Here kom. Wat die gebed van die gelowiges is. Of is jou wierookaltaar, hoe lyk dit? Gaan daar ietsie aan? Is daar ietsie wat brand? Is daar iets wat 'n aanneemlike geur afgee in jou huis? Gebedslewe. Hoe lyk jou gebedslewe? En dan die laaste een wat ek hier gesit het. Die laaste een wat ek daar gesit het, wat is altyd, en ek dink ons mediteer nie genoeg daarop nie, is om te mediteer op Jesus, en wie hy is, en wat hy gedoen het aan die kruis, en die leë graf. Want ons raak vasgevang in hierdie wêreld en sy bekommernisse, en ons voel daar's goed wat ons nie kan oorkom nie, maar ons vergeet dat ons dien die koning van konings, wat dood gegaan het, die prys betaal het, maar dood kon hom nie vashou nie, daar's 'n leë graf wat getuig van hom wat heers, en hy sit aan die regterhand van God. Besef dat daar iemand is wat dood gegaan het vir jou, wat 'n prys betaal het vir jou, en weet dat sy graf leeg is. Maak dit vir jou sin? Mediteer op die evangelie. Ek dink die evangelie het ons het baie keer vir ons amper ou nuus geraak. Miskien al die storie. Miskien die storie. Jesus gelewe, dood gegaan, maar mediteer ons nog daarop. Besef ons nog die implikasie daarvan. Besef jy die gewig daaraan. Soos het dit nog steeds dieselfde impak op jou lewe die dag toe jy Jesus aangeneem het. Onthou jy daai gevoel? Toe jy vir die eerste keer die evangelie hoor? Maar die eerste keer wat jy besluit, Jesus, hierdie sondaar, hierdie verlore persoon waarvan hulle praat, is ek. En hierdie redder, hierdie Jesus, ek het hom nodig waarvan hierdie persoon praat. Want jy daai gevoel, daai absolute gevoel van jy's gevind, jy's vergewe, jy's een met hom, jou bruidegom het gekom. Ons verloor dit. Ons moet dit nie verloor nie. Ons moet dit nie verloor nie. Ons moet konstant onsself herinner aan wat hy gedoen het en wie hy is en dat hy heers. Amen. Here, hoe groot is U, hoe almagtig is Here, U is amazing, Here. Hoe wonderlik is U. Daar is niemand soos U nie, Here. Ons Skepper, ons Heerser, ons God, ons bruidegom. Jesus. Jesus. Here, dankie dat U van die begin af was U plan nog altyd om die woning in ons te maak, Here. Plan was lank vooruit uiteengesit om die woning in die kroon van die skepping, die mens te kom sit, U Gees te kom plaas in ons. U het gekies om dit te doen. Here, hoe great is dit? Hoe amazing is dit? U kies ons. Here, en daar waar ons nie kies nie, Here, kom ons sê ons jammer, Here. Kom bely ons, Here, en ons draai weg van dit af, Here, en ons kies U. Vandag kies ons U. Ons kies om ons heininge na te gaan. Ons kies om ons tente op te slaan by U. By U, Here. Here, as U optrek, trek ons saam. As U bly, dan bly ons. Ek wil U net volg, Here. Ek wil net wees daar waar U is. Here, Moses het nie in die beloofde land ingetrek nie. En vir hom was dit belangrik om by U te wees as die belofte. U is vir ons belangriker as enige belofte. Ons wil net by U wees. 'n dag in U teenwoordigheid is beter as 1000 elders. By U, Here. U is vir ons genoeg.
Here, ons prys U en ons dankie vir al die deurbrake, al die beloftes, alles wat U vir ons doen, al die gawes, al die guns wat U vir ons gee, Here. Ons prys U daarvoor, Here. U is goed. Maar Here, U is vir ons genoeg. Mag U altyd vir ons genoeg wees. Mag U Gees in ons vir ons genoeg wees. Jesus, Jesus, Jesus. Ons buig ons knie net voor een koning en dis U, Jesus. Here, mag ons tempel in wie U Gees kom sit het, getuig van 'n God wat lewe, wat 'n realiteit is vir ons, Here. Mag ons lewe lyk of as ons glo, Here. En dat ons nie net 'n God dien wat woord of kopkennis is nie, Here, maar die realiteit van 'n lewendige, almagtige, soewereine God. Mag ons tempels getuig daarvan. In Jesus naam, ons het U lief. Amen.